Japie van Zyl en die leuns van die boek Henog, deel 1. Dis die inleiding. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, ek dink spesifiek aan my heel nuutste boek, die boek Hebreërs, Waarheid of Leuns, wat so pas vrygestel is. Dis 'n 500 bladsye boek, kyk hoe dik is hy, 500 bladsye. En dit antwoord verskriklik baie vrae. Sou u dalk belangstel? Wel, vrae soos, hoe het, kom ons gebruik die woord van die mense wat in God glo, hoe het God ontstaan? Hoe die Seun ontstaan? Wat het in die hemel gebeur? En daar is verskriklik inligting daaroor. Die orde van Melchisedek, die nuwe hoëpriester, al die inligting is daar. Dis 'n moedboek, elke student in die land moet een, wel in die wêreld, moet een kry, elke woordstudent, want daar is vrae daarin wat mense jou gaan vra, en dan kan jy nie met 'n mond vol tande sit nie, né? Goed, my kontakbesonderhede 0722 367-124 op my webtuiste https://jaffa.co.za, soos wat u dit hierbo sien. Dit is uiters noodsaaklik dat u op die YouTube kanaal moet inteken. Stuur die kontak vir die vriende en die kennis vir almal vir wie jy lief is. Hierdie reeks gaan lewensveranderend wees. Jy gaan maar 'n seatbelt of 2 moet saambring. Glo my, uit jou stoel uit gaan jy val. Maak seker dat jy 'n skryfblok, 'n pen en ten minste 33 Afrikaanse Bybel byderhand het. En ons gaan poog om hierdie weekliks uit te saai. Dis uiters belangrik dat u moet verstaan, luister wat ek sê. Ons vereenseldig ons nie met enige van die volgende instansie, kerke of groepe nie. Enige messiaanse groepe, die Israel Visie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, die JAB-beweging, die Jehovah's Getuies, 7-dag Adventiste, enige protestante kerk of beweging of katholieke kerk of beweging. Ons is nie 'n kerk nie, ons is 'n eindtyd Bybelstudiegroep en ons funksioneer wêreldwyd. Halleluja, op die YouTube kanaal, hoofsaaklik Instagram, Telegram, Dropbox, Facebook, YouTube, net soos u wil. Ons gebruik hoofsaaklik die oorspronklike antieke Hebreëse name, volgens the restoration of the original Sacred Name Bible, the Rotterdam version, die 1860 weergawe van Dr. Joseph Briand Rotterdam dan vertaal het. Ek wil net sê, is die beste Engelse streep Hebreëse Bybel wat jy aan kan oplê. Die naam Jesus, en wanneer ek dan verduidelik en ek praat van Jaffa, dan gaan ek sê Jesus, of ek praat van Jaffa, dan gaan ek sê God. As ek praat van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, ek sal hakkies maak, terwille van die mense wat dit vir die eerste keer kyk. Hy sê volgens hierdie Bybel glo ons dat die naam Here Jesus is in werklikheid Jaffa. Die naam God is in werklikheid Elohim, die naam van die Here is in werklikheid Jaffa, en die naam van die Heilige Gees is in werklikheid die Ruach HaKodesh. Neem kennis. Hierdie hele studie is die produk van verskillende mense, wie my, dus Prof. Hannes, gekontak het oor verskillende uitlatings, wat ene Japie van Zyl, dieselfde, die boerseun van Migdol, hy noem homself so, boerseun van Migdol, die selferkende boereleier, wie ook die leier van die Israel Visie mense in Suid-Afrika is. In hierdie studiereeks gaan dit nodig wees, dat ons vandag selfsekere vrae sal moet beantwoord. U gaan die vrae vir uself moet beantwoord. Ek kan nie vir u als beantwoord nie. Ek gaan vir u sê wat die skrif sê, en u gaan moet die antwoorde self soek. U gaan moet besluit, wie lieg nou weer vir wie. Ek het nie nodig om een greintjie leuen te vertel nie. Weet jy hoekom? Want ek behoort aan geen kerk nie, ek behoort aan geen denominasie of organisasie nie. Daar's my niks voordelig hierin nie. Verstaan jy wat ek sê? Op die einde van die dag
gee ek vir u die inligting uit die 33 Afrikaanse Bybel of die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam version. En u bepaal wie lieg vir wie. Verskillende aanhangsels en byvoegsels. Jy weet maar 'n veiligheidsgordel. Ek wil graag Afrikaans praat, maar seatbelt is so mooi Afrikaans. Jy moet hom maar byderhand hou. Omdat ons vandag in 2026 in die tyd van die groot leuen, dis nie 'n leentjie nie, groot godsdienstige leuen, lewe is dit noodsaaklik om verseker te weet dat dit wat ons in ons kerke van die kansels af op die internet verkondig word, die volle Bybelse waarheid is. Waarom? Baie pastore, predikante, priesters, jy noem hulle wie hulle is, hulle en natuurlik ook individuele ouens. Hulle praat die grootste sner. En dan weet jy natuurlik, ek wil net sê, dis ook sê internet ook, want die internet is die kansel vir baie mense. My internet is my kansel, ek bereik my gehoor. In die wêreld, as ek sê my gehoor, die mense wat die studies volg. Hoe? Deur my kansel. Waar's my kansel? Hier sê, ek het nie 'n kansel waar ek staan en preek nie. Ek bedien van die internet af. So dit wat van hier af gesê word en wat ander mense sê, moet die waarheid wees. Want mense is nie meer vandag bereid om net die 1933 of die 53 Afrikaanse Bybel te gebruik nie, maar is die hele tyd besig om na onbybelse aanhalings en byvoegsels te soek. Om 'n godsdiens, om hulle onbybelse teologie en godsdiens meer te bewys. En jy kan nie glo wat se snert word gepraat nie. Ons eie Afrikaner kultuur, ons is besig om net 'n fondasie te lê hierso vanaand. Ons eie Afrikaanse kultuur, ongelukkig is dit so dat politiek deur die jare ook al weg in ons Suid-Afrikaanse kultuur en gemeenskappe ingevind het, wat weer veroorsaak het dat die uitkoms vir meeste van hierdie mense dan nog godsdienstige oortuigings en die uitoefening daarvan is. Dit is so. Wat meeste van die tyd met groot hartseer gepaard gaan, omdat dit die verkeerdheid in sommige families teweegbring. Daar's verkeerdheid en dit bring verdeeldheid. Dis wat die Satan wil hê. Hy wil verdeeldheid hê. Dis hoekom ek hierdie reeks gaan doen. Dit gaan 'n lang reeks wees. Jy kan my nou glo. Dit gaan 'n lang reeks wees. Ons gaan na verskillende goed kyk. Ek wil net sê, ek het 'n reeks gedoen. Ek gaan na dit verwys van tyd tot tyd. Ek het 'n reeks gedoen, ek dink van 2025 uitgawes, oor die leuen van die Israel visie teologie. Nie een ou het my gebel nie. Nie een nie. Ek het 'n reeks gedoen oor die boek Henog. Ek het die boek Henog gebruik en hom deurgelees en deurgewerk en geantwoord so gegaan het. Nie een het my gebel nie. Nou ek glo dit is wat Jaffa toegelaat het dat moes gebeur. Jaffa is natuurlik God of die Here vir die mense wat nie weet nie. Hy het dit toegelaat dat ek die agtergrond oor daai goed in diepte kon gaan bestudeer het. Dat ek meer weet en beter myself kon verduidelik. En dan soos ek sê, hier sekere goed nou, sekere stellings deur Japie van Zyl gemaak, wat nie ongelaat kan gelaat word nie. Want daar's mense wat seer kry. Daar's boeremense, boeregemeenskappe wat seer kry. Broer Quentin, hy was in Amerika gewees, hy is een van ons studente. Hy bel my 'n ruk terug. Hy sê, "Prof, luister wat sê hierdie boerseun van Migdol," want dis hoe hy homself noem. Dis 'n titel wat hy vir homself geskep het. Ja, ek wil net sê die Israel visie ouens glo glad nie in titels nie. Hulle glo nie in iemand soos 'n professor nie. Hulle glo nie iets soos 'n pastoor nie. Hulle glo nie iets soos 'n predikant of 'n wie ook al nie. Maar Japie van Zyl het 'n titel vir homself geskep. Die boerseun van Migdol. Wat is dit? Dit is 'n titel waarby hy geken word. Daar's geen iemand anders wat na homself verwys as die boerseun van Migdol nie. Soos dit 'n plaatjie, dis 'n titel wat hy om sy nek gehang het, waar almal hom by ken. En dan kom spoel hy sy mond uit oor titels. Ek wil net iets sê oor titels. Nou gebruik hulle die skrif wat sê jy mag nie een hoër noem as die ander nie. Maar Jaffa het disippels gehad. Hy het van hulle apostels gemaak. Disipel beteken 'n navolger van Jaffa. Na 3 jaar
na hy die doderyk het opgestaan het, maak hy hulle apostels, is 'n hoër titel. In die hemel is daar die engel Michael en die engel Gabriel. Dis titels. En daar is die 24 ouderlinge en die 4 heilige wesens. Dis titels. Die hele hemel bestaan uit titels uit. Die hele samelewing bestaan uit titels uit. Maar die Israeliese die ouens, hulle glo nie in titels nie. Hoekom? Want hulle wil nie, jy moet by iemand anders te leer nie. Nou ek is 'n professor, ek is nie skaam oor dit nie. My doktorale graad, my meestersgraad en my doktorale graad, het ek hard aangewerk, 4 jaar. 'n Proefskrif en 'n verhandeling gedoen. En op die einde van die dag, my aanstelling as 'n professor dan, deur die Bybelgenoot, deur die Bybelskool, maar het van my 'n professor gemaak. Ek is nie skaam vir niemand nie. Wat is 'n professor? 'n Professor is 'n ou wat leer, wat teach. En wat doen ek? Ek is 'n professor, ek leer en ek teach. So moenie vir my kom vertel, ek kan nie myself 'n professor noem nie. Dit wat ek het ek jare voorgewerk, 59 jaar. Wanneer ander ons gaan sit en visvang het, was ek besig met studies en navorsing, en ek is nog steeds, nog nooit opgehou nie. Ek noem die goed so tussenin, dat u net die goed kan verstaan. So, ene Japie van Sail, die seun van Migdal, die Israelvisie boereleier, hy noem homself die boerevolkleier, en hy het verskillende name nog. Titels, maar hulle wil nie in titels glo nie. Hulle skiet hulle self net so in die voet elke keer, man. Oor en oor en oor en oor. So, hierdie goed gaan hulle godsdienstige oortuigings en die goed wat hulle gaan praat en die goed wat hulle mense leer. Wat u gaan hoor, hy gaan praat oor 4 black holes. 3 van hulle is die doderyk, die hel en Hades. En die ander een is die hemel. En die aarde. Nee my ou, jy's lankal verby by jou pastousies eet, jy snyf het. Die tyd van die groot leuen. En ek is jammer, ek vra niemand om verskoning nie. Ek sê die goed soos dit is, as ek verkeerd is, haal my aan. Die tyd van die groot leuen. Omdat ons vandag in 2026 in die tyd van die groot leuen leef, is dit des te meer noodsaaklik dat ons vandag elke gees of persoon by die woord van Jahwe die Almagtige, dis God, sal toets. Die Bybel sê, toets elke gees. Daai gees, klein g. Dis my persoonlikheid, dis ek self, dis die persoon. Die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh, is wat ons leer en lei in alle reg en waarheid en oortuiging gaan in son en ongeregtigheid. Maar ek het my eie gees. Weet ek luister na Japie van Sail, want ek is besig om na sy goed te luister. Hy vlieg soos 'n matroos, man. En dan noem hy my geestelike leier. Nou die dag het hy gaan mense doop. Jy moet ten minste nie uit jou frustrasie uitvloek. Jy moet nie uit jou frustrasie uitvloek nie. Ek het 1 of 2 vloekwoorde gebruik in my lewe al van die kansel af, op die internet. Maar ek het, voor ek het gesê, het ek om verskoning gevra, dat ek het gaan sê, om 'n sekere punt te maak. Verstaan? Sê wat my gewoonte is om so te vloek nie. Want die Bybel sê, jy gaan verantwoordelik doen vir elke woord wat uit jou mond uitkom. Hy sê, toets elke gees of persoon by die woord van Jahwe Almagtig, dit God, om te ervaar of dit wat verkondig word Bybels is, en of dit nie ook net weer een of ander godsdienstige versinsel of byvoegsel is nie. Want die Satan, wat Satan deur die internet gebruik, om te veroorsaak dat onkundige eerlike mense reguit na die hel gelei word, want dis wat hulle doen. Hulle lei die mense reguit na die hel toe. Oop oor. En dan jy mense toe oor, die man volg. Hulle sal niks bevraagteken wat hy sê nie. Hoe jammerlik. Hoe jammerlik. Daarom verklaar die woord. Ons leef ook vandag in die tyd van die valse apostels. Kom ons lees. 2 Korintiërs 11 vers 13. 2 Korintiërs 11 vers 13. Want sulke mense ook in 2026, jy moet na my vingers maar kyk, hoor, is valse apostels, bedrieglike arbeiders, wie hulle self verander in apostels van Jahwe
of Jesus Christus. Apostel Paulus sê 2000 jaar gelede en ook 2026 vandag. Hierdie ouens verander hulle in apostels van die lig. En dis hoekom ek net nou gesê, die woord sê, toets elke gees en kyk of hulle van Jahvashua is, Jesus Christus is, van Jahva, God af, of die Here is. Ons lewe in die tyd vandag, waar mense hulle voordoen as apostels. Alright, hy mag dalk nie sê ek is 'n apostel nie, want hy glo nie aan die titel nie, maar hy is die boerseun van Migdol. Hy kon net sowel gesê apostel Jaapie van sy, of enige iets anderste. Ek wil hom goed kwaad maak, ek wil sien of hy die guts het om my voor kameras te ontmoet. Nou vir geruime tyd wat hy my sidestep. 'n geruime tyd. Die engel van die lig, 2 Korintiërs 11 vers 14. Nou sê hy, in 2 Korintiërs 11 vers 13, ek gaan net gelees ter aanvolging, want sulke mense ook in 2016 is valse apostels, bedrieglike arbeiders, wie hulself verander in apostels van Jahvashua of Jesus Christus, vers 14. En geen wonder nie, want die Satan self verander hom in die engel van die lig. Nou as jy lees in jou 33 Bybel nou, en jy kyk as jy sien die woord Satan, is met 'n hoofletter gespel. Ek gee geen eer aan Satan en sy gevalle demoniese engele nie. Satan met 'n klein lettertjie S. Want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Hy kom in die gedaante van verskillende mense. Maar prof, wie sê jy is nie 'n engel van Satan wat jou voordoen as 'n engel van die lig nie? Wel, ek het so 2600, 2800 video's op YouTube en daar moes sekerlik al iewester iets gewees het wat onbybels is, wat ek gesê het. Kyk, ek praat nou nie van Aaron Botha met sy gitaartjie nie. Hy traai sensasie soek by enige manier of enige plom, en daarom is hy soos 'n aap op 'n warm klip, dan hier, dan daar, dan daar, dan daar. Verstaan nie waarvan ek praat. So hier's nou weer 'n goeie een Arendtjies, ek sit hom op die lig. Gedaante van godsaligheid waarvan die krag verlore gegaan. Die Bybel sê geen wonder nie. Hulle kom soos die engel van die lig. Ek het nou die dag laat ek sê, as ek nou al 'n jaar terug, het ek self vir Aaron Botha gevra, as jy dan so wonderlik is, en jy alles weet, en jy al die Hebreëse kennis en al die Griekse kennis is, noem vir my een titel van 'n boek wat jy geskryf het. Noem vir my een boodskap wat jy gepreek het, waar mense tot bekering gekom het. Noem vir my een doopdiens of onderdompeldiens waar jy gehad het, waar jy 2 mense gaan onderdompel het. Jy sien, dis waarvan ek praat. Dis maklik om te wa. Maar wanneer het kom om die werk van Jahva te doen, doodstil. En ek wil nie niks met hom verder te doen nie, want onthou wat die skrif wat Jahva my gegee het, wat daar so in 1 Timoteus 6, wat gesê het, as iemand nie instem met die gesonde woorde en die leer wat volgens die bonatuurlikheid is nie, dis die godsaligheid nie, die is verwaand en verstaan niks nie, maar het 'n sieklike sig na toesvra, woordestryd, afguns, bose agterdog, nuttelose stryery vir mense wat verdorwe is in die verstand en dink dat die godsaligheid winsgewend is, onttrek jy ons sulkes. En dit wat ons gedoen het bietjie meer as 'n jaar gelede. Ek het my heeltemal onttrek van hierdie tipe goed, maar van tyd tot tyd kan ek nie anders om net aan die goed te raak nie, omdat dit is feite, sy goed lê op die internet. Waar hy na my verwys as professor Snorre en 'n lied gaan skryf het oor die naam Jahvashua en alles. Hy doen alles, maar hy preek nie, hy kom nie met die waarheid en hy kom preek die waarheid nie. Kom met 'n boodskap waar mense tot bekering kom nie. Goed, vers 15, 2 Korintiërs 11:15. Dit is dus niks besonders wanneer sy, die Satan se dienaars, hulle ook voordoen as die dienaars van geregtigheid of die bonatuurlike waarheid nie. Maar hulle einde sal wees volgens hulle werke. Hulle einde sal wees volgens hulle werke. Wat dink jy is die einde? Wat sal dit wees? Dit sal die hel wees. Hel. Ek verwonder my, Galasiërs 1 vers 6,
Galasiërs 1 vers 6. Apostel Paulus sê, nou jy sien ek net iets sê, Jaapie van Zyl en sy vriende, hulle glo glad nie in Paulus se skrywe nie. Ons gaan oor die goed praat later aan. Hulle glo nie, hulle goed wat ek hier lees, hulle sê nee, dis nie Bybels nie. Hoekom? Want hulle het hulle eie Bybels wat hulle aanhang. Ons sal sien. Galasië 1 vers 6, hier kom 'n groot storie. Galasiërs 1 vers 6, ek kan dit nie help, dit is in die Bybel wat ons almal gebruik. Galasiërs 1 vers 6, ek, Apostel Paulus, kyk na my vingers, verwonder my dat julle ook in 2026 so gou afvallig word van hom, Jafashua, of Jesus Christus, wie deel van die bruid is, wie deur genade van Jafashua, dis Jesus Christus, geroep het na 'n ander evangelie toe. Apostel Paulus sê, ek staan my mond hang oop, ek is verwonderd, dat julle so maklik agter hierdie ouens aanloop. Weet jy hoekom? Want dit is 'n lekker godsdiens. Ek het nog nooit Jaapie van Zyl gehoor preek oor heiligmaking nie. Nog nooit. Of vir die mense verduidelik wat is heiligmaking nie. Hy sal nie, want Paulus skryf oor die heiligmaking, en hulle wil met Paulus niks te doen nie. Apostel Paulus, wil sy titel bysit. Apostel Paulus, hy is nie net Paulus nie. Apostel Paulus. Want Jaffa het hom geseën met daai titel. Hy sê, ek verwonder my dat julle so gou afvallig word. Na hom. Afvallig word van hom, Jafashua, Jesus Christus. Wie julle deur die genade van Jafashua geroep het. Na 'n ander evangelie toe. Hy sê, mense wie julle net in die war bring, Galate 1 vers 7, terwyl daar geen ander evangelie is nie, behalwe dat daar sommige mense is, wat julle in 2026 in die war bring, en die bonatuurlike evangelie van Jafashua of Jesus Christus wil verdraai. Hoekom? Vir die goed. Dit gaan oor niks anders te nie. Dit gaan oor die goed. Galate 1:8, maar al sou ons, naamlik die apostels 2000 jaar gelede, of 'n engel uit die hemel. Kyk wat sê apostel Paulus. En dit reflekteer ook in vandag. Al sou ons, naamlik die apostels 2000 jaar gelede, of 'n engel uit die hemel, julle, dis ons in 2026, 'n ander evangelie verkondig, in stryd met wat ons, dis die apostels, aan julle verkondig het. Luister wat sê hy, laat hom, en ek wil in hakies sê haar, 'n vervloeking wees. Want daar's net soveel vals vroue apostels vandag. Net soveel vals apostels. Deborah de Rigter, daar's een van hulle. Een wyfie apostel. Gaan luister na. Sy sê ons lewe in die groot verdrukking. Ek weet jy, as dit die groot verdrukking is, dit lekker, né? Want my Bybel sê, die groot verdrukking sal niemand koop of verkoop, sonder die merk op die regterhand te voorkop nie. En sy is 'n handlanger van ene Jaapie van Zyl, die boerseun van Migdol. Hulle verkondig dieselfde evangelie. Laat hom 'n vervloeking wees. Vers 9. Soos ons van tevore gesê het, sê ek apostel Paulus nou ook weer, hy herhaal dit. As iemand julle 'n evangelie verkondig in stryd met dit wat julle, ook ons vandag, ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. Nou wil ek weer sê, die tyd toe hom tuis met my begin het oor die geopenbaarde name, so 15 jaar gelede, ek van my kop afgeraak. Ek het hom tuis vervloek, want die Bybel het gesê, laat hom 'n vervloeking wees. Al kom 'n engel uit die hemel met 'n ander evangelie. Hom tuis het nie as 'n engel gekom nie, hy het sommer net so uitgeval en my tromp opgevat. En die meer hy oor die name praat en oor die bonatuurlike name, die meer het ek stubborn gewees. So ek het medelee, empatie met mense wat nie dadelik by die geopenbare name vir dit wil gaan nie.
Want ek was daar. Ek het 4-voetig vasgesteek. Ek het geglo dis 'n demoon, nou maar 'n engel uit die hemel uit nie. Want apostel Paulus het oor geskryf. Soos ons van voor gesê het, sê ek apostel Paulus nou ook weer, as iemand julle evangelie verkondig en stryd met dit wat ek aan julle verkondig het, laat hom of haar 'n vervloeking wees. En ek kan verstaan hoekom mense my vervloek. Ek kan dit verstaan. Maar weet jy wat, dis onkunde. Dis onkunde. Ons het nie geweet nie. Die guns van mense. Galate 1:10. Soek ek dan ook in 2026, dis vandag, die guns van mense? Of soek ek, hy sê, die guns van mense, of van Jahwe Almagtig, dis God? Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n diensknegt van Jahwe of Jesus Christus wees nie. Vandag wil die Satan almal behaag. Hoekom? Want hy is die vader van die leuns. Hy loop rond en hy steek vure aan. En hy's besig om die koninkrykswerk van Jahwe te probeer verwoes. Maar weet jy wat? Hy's uitgeklaar in Golgotha se heuwel 2000 jaar gelede, of 2020 jaar plus. Was hy uitgeklaar op Golgotha se heuwel, want die woord sê Jahwe, dis Jesus Christus, het hom nakend tentoongestel in die publiek. Met al hierdie Bybelse inligting, hierdie is alles Bybelse inligting. Ek het dit vir jou gelees uit die Bybel uit, jy het gesit en saam lees. Met al hierdie Bybelse inligtings, sal ons net kortliks moet gaan kyk, wat glo die Israel visie mense. Nou ek wil net sê, ek is nie van plan om alles wat ek oor die Israel visie ouens gedoen het, oor die leen van die Israel visie teologie, oor te doen nie. Ek het nie tyd vir dit nie. Hier's te veel goed wat ons by die Engelse woord sê, by die crunch wil uitkom. By die goed wat Japie van Zyl sê, en wat hy glo, en wat hy verkondig. Waar kry sy inligting? Hoe kry sy inligting? Wie voor hom het hom die inligting gegee wat hy, dis wat ons nou gaan kyk. Dis wat ons nou gaan kyk. Maar ek wil tog sê, as u tyd het, en ek nooi u, as u nuwe kykers is, gaan kyk op YouTube na my reeks, die leen van die Israel visie teologie. Gaan kyk na dit. Gaan luister na dit. Halleluja. Wat glo die Israel visie mense? En die mense wie glo dat hulle die verbondsvolk is. Ja, dit is presies wat Japie van Zyl sê. Hy is die leier van die verbondsvolk. Verbondsvolk. Met wie het hy 'n verbond gemaak? Die verbondsvolk, Israel. O. Nou, ek wil net so terloops vra, wat 'n een? Is dit die 10 noordelike stamme of is dit die stam Israel? Van watter groep stam jy af? Want daar's 10 noordelike stamme wat die heidene geword het. Wat hulle glo weer, nee, dis die 10 noordelike stamme. Vandag. Hulle kom uit die 10 noordelike stamme. Terwyl my Bybel sê, daar's 'n lyn met Jakob bo, 12 seuns in 'n lyn. Dan het ek Juda en ek het Josef, die 2 broers. Juda trek ek sy streepie bietjie langer. Josef het 2 seuns, Manasseh en Ephraim. Ephraim, Josef se seun, trek saam met sy oom Juda weg. Nou het ek Ephraim en Juda, en hulle vorm een stam, Israel. Uit hulle 2 word Israel. Daar was nie 'n stam Israel nie. Jahwe sê vir Abraham, jy's Israel, bedoelend, uit jou, uit hierdie volkere wat uit jou uitkom, gaan Israel voorkom. Dis wat dit is. En dan het Ephraim en Juda weggetrek, en dan later in die Bybel dan sien ek dat Ephraim en Juda het later oorlog gehad, en dan is Juda die een van wat voortbeweeg, waaruit die bloedlyn van Jahwe se vader, Josef, Josef is nie die vader van Jahwe nie, maar ook Miriam, uit die stam van Juda. Die Bybel praat van die leeu, die stam van die leeu van Juda. Koning Dawid praat daarvan. So hoe wonderlik is dit?
Die leeu is die koning van die diere in die koninkryk van die diere. En Jafashua is die koning van alle konings. So, ons gaan na 'n paar goedjies kyk rondom dit wat die Israel mense glo. En waarom glo hulle dat hulle die verbondsvolk is? En wat se ding is 'n verbondsvolk? Is daar 'n verbondsvolk wat bestaan vandag? Wat het van die verbondsvolk gebeur? Want nadat Israel, ek wil net sê, kom ons sê nadat keiser Titus 70 na Jafashua Jerusalem ingeval het, na hy 9 maande buitekant, hy kon nie deurbreek nie, en dan deurkom, en hy die Israeliete doodmaak, hulle slag, die kinders teen die mure doodslaan, die soldate, en die paar Israeliete wat oor is, word uitgevoer in Europa in, en dan verbaster hulle met die tsars, en dan word die Jode gebore. Dis eintlik hoe dit werk. Die Jode is eintlik 'n bastergeslag. Dis wat dit is. Dis gemengde bloed. En dis hoe ons dan by dit uitkom. Van die oorspronklike geslag van Juda. Waar is hulle? Waar is hulle? Hoe het hulle voortbestaan tot vandag toe? Waaruit Japie van Zyl en sy volgende dan sê, ons is uit die geslag van Juda. En die geslag van die leeu van Juda. Ons sal kyk na dit. En dan in die volgende mond weer, dan sê hulle is uit die 10 verlore stamme. Nou, ek vertrou dat hierdie inleiding, daar's nog so 'n bietjie wat ek met u gaan gesels volgende week. Ons gaan elke week as Vader die weer Sondag spaar, hierdie reeks volg. Moet dit nie mis nie, stuur dit aan vir ander mense. En as daar Israel visie ouens is, gee dit vir hulle. Sê, luister hierna, dis alles wat jy doen. Ek wil net sê, as u enige vrae rondom dit het, moenie my bombardeer met vrae nou nie. Want soos wat die reeks aangaan, gaan ek die vrae antwoord, en dan het ons 'n klomp tyd gemors. As die reeks klaar is, kan jy my enige vrae vra. Kom ons bid vir die bediening. Vergeet nie my nuwe boek nie. Jy kan begin skakel om te bestel, daar het al reeds mense begin bestel. Aan Jafashua, al die lof aan die eer. Tot volgende week, as Vader se wil is. Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.